by For His Kingdom saam met my Nadia Olivier. En vandag gaan ek iets doen wat ek nog nooit van tevore gedoen het nie. En ons sal sien of dit iets is wat ek weer gaan doen. Ek is nie seker nie, maar ek gaan 'n reaksie video doen op die Dani Botha situasie, die wegraping wat so vlam gevat het in Suid-Afrika en internasionaal op die aanlyn gemeenskap het dit gegons onder mense wat visioene, drome en profesieë en datums en dinge verklaar het asof dit 'n absolute waarheid is. En wat doen ons met hierdie belewenis? Wat doen ons met so 'n geval? As medegelowiges, hoe moet ons hierdie verstaan? En wat kan ons hiervan af wegvat as ons hier uitloop? So hierdie is die eerste ene en dan gaan ek 'n reaksie doen op sy om verskoning vra video's ook. So hierdie is deel 1 en dan is daar deel 2 waar hy jammer sê video's ook 'n reaksie gee. So ek gaan bietjie intrek van ander mense ook wat opinies het en ja, ek hoop dit stig jou. Ek hoop dit bring hoop en korreksie en waarheid na vore. Dit is hoekom ek dit doen. As jy gewonder het, waarom doen ek hierdie? Ek wil graag insig gee en waarheid tot lig bring en perspektief op die saak. 'n ander gesprek is wat ons moet hê is, hoe as leiers in die gemeenskap en so aan, hoe is dit dat ons nie meer vocal is oor hierdie tipe van goed? Ek is net te dankbaar dat my pastoor 'n posisie ingeneem het en wel 'n aankondiging of 'n afkondiging gemaak het oor wat is die posisie van die kerk, maar ek dink dit moet verder gevat word. Ek dink nie ons kan daar stop nie. Ek dink ons moet ontleed wat hier gebeur het, soos wat ek nou gaan probeer doen en tot die beste van my vermoë. So, hier is my video oor die Dani Botha saga. Dani, die ouens sê, ek dink jy het nog 'n goed genoeg humorsin. Die ouens sê ek moet vinnig met jou, ek moet nie te lank vat met Janie, want nou is jy nie meer hierso nie. Ja, Itzak, ek hoor jou. Ek hoor wat hulle sê. Ek wil net die eerste ding wat ek wil sê, ek wil twee goedjies vir jou sê, maar gou maar. Die eerste ding wat ek wil vir jou sê is, as ek na jou kyk, dan sien ek die gees van die Here in jou. Ek kan sien jy's 'n kind van die Here. Ek kan sien jy's weergebore. Dit is jou hele gees straal dit uit. So dis my gemaklik om met jou te praat. En die tweede ding, ek wil net 'n skrif begin mee wat die Here my gegee het vanoggend. In 2 Korintiërs 2:14 skryf hy hierdie woord: God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Ons is 'n aangename geur vir Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste is ons 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste is ons 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? So, daar's baie ouens wat van ons hou, daar's baie mense wat gaan hou van dit wat ek sê, want hulle lewens is reg, maar vir die ouens wat se lewens nie reg is nie, stink ek. Ek besef dit, ek kan dit voel, ek is al eet my daar buite. Kom ek vra gou vir jou, die wegraping, wat verstaan jy? Goed, so ja, wat dadelik vir my opvallend is my onvermoë. Nee, laat ek net ernstig wees. Wat dadelik vir my opvallend is hoe Dani direk gaan hy kom verskriklik arrogant oor. En hy gaan dadelik en hy maak enige iemand wat met hom sou verskil die vyand. Deur skrif te gebruik, 2 Korintiërs 2, as ek dit nou reg het, 2 Korintiërs 2, om te sê dat wat hy sê is vir die wat gered is aanneemlik, maar vir die wat se lewens nie reg is nie, stink hy.
En die skrif sê, is dit soos die dood, die reuk van die dood, né? So, deur dit dadelik soos in die inval te doen, maak hy dit naas onmoontlik. Ek meen, hy maak dit nie onmoontlik in die volle sin van dat ek nie kan met hom verskil nie, maar hy maak dit onaangenaam, want hy maak enige persoon wat nie sien soos hy sien nie, nee, jy sien nie soos hy sien nie, want jy's lost, jy's nie regtig gered nie, jy het nie 'n verhouding met die Here nie, jy is die probleem, jou gebrek aan geloof is die probleem, sien? En daarom, omdat jy nie geloof het nie, daarom verskil jy met hom. So wat hy doen sommer dadelik met die inval is, hy maak sy posisie gelykstaande aan geloof in Jesus Christus. En dit is 'n massive probleem. Maar ja, kom ons kyk wat doen hy verder. Ons gee hom die benefit of the doubt. Kom ons kyk wat doen hy. Jy predik nou al die afgelope tyd dat dit is die 3, 4, 25ste. Een van daai 3 dae. 23ste September kom, is dit die datum? 23 en 24, dis die fees van trompette wat nou in Israel begin. 23 en 24, dis die datum. Hoe het jy daai datum bepaal? Wel, dis nou 'n helikopter die bo my, maar dat net verbyvlieg. Isak, ek was in Bridgetown gewees. Ek was daar in Bridgetown. En ek het gesit en daai dag toe lees ek Openbaring net voor ek gaan bedien het by die NG Kerk. En terwyl ek daar sit, toe lees ek Openbaring 8 vers 6 en die skrif wat ek gelees het is, en aan die 7 engele is 7 basyne gegee om te blaas. Isak, toe ek dit lees, toe blaas God 7 basyne by my, maar hy blaas dit so hard dat ek skrik. En hy blaas, dit was 'n hoë trompet, ek kan probeer om dit te maak met my mond, dit het so geklink, en toe dadelik, soos 'n skip, soos 'n mishoring, dis 'n hoë een en toe 'n laai een, en 'n hoë een en 'n laai een, en dit 7 keer gebeur. Ek het so geskrik, en my vrou was in die huis, ek het haar uitgeroep, en van gesê, kom luister, word ek mal, wat hoor ek hier onder die boom, onder die moerbeiboom? En sy het uitgehardloop by my kon sit, toe blaas die Here hom weer 4 keer. So hy het hom 3 keer geblaas vir my, en toe weer 4 keer saam. En daar was 2 ander mense ook wat by daai gasteplaas was, wat daar aangekom het as 'n kar gebreek het. Hulle is ook my getuies daarvan. Hulle het dit gehoor. Maar die plaaseienaar en sy vrou het in die huis agter my gebly, maar hulle kon dit nie hoor nie. En toe, nou is hierdie ding in my gees, ek het toe dien en ek ry toe terug, Pretoria toe, Isak, toe ek hier by my huis instap, hierdie ou meentuisie wat ek ingebly het. Ek sê, Here, het U dit vir my geblaas? Jy weet, en mense is mos maar stupid, die Here doen vir jou goed, maar dan glo jy nie. En toe ek vir hom sê, Here, het U my dit geblaas? Toe ek my meentuis oopsluit, toe die tweede tree in my huis gee, toe blaas God hom weer 7 keer, maar net die boonste ene, nie die onderste een nie. Hy blaas dit so hard, ek hardloop uit en ek gaan kyk oor die muur van die meentuis, hy styk buitekant. Ek kyk, wie blaas hierdie shofar so hard? En daar's God stil, hy sê toe nou niks aan my nie. En so rukkie terug, seker omtrent 30 dae, 40 dae terug, toe ry ek in die kar, en ek vra vir God, ek sê, Here, hoekom het U dit geblaas? Ek weet U doen niks verniet nie. En Isak, soos jy met my praat, sê hy vir my, Dani, die verdrukking gaan begin. En ek weet, dis eers die wegraping, dan begin die verdrukking. En ek kom hier by die huis, en nou weet ek die verdrukking gaan begin, maar ek weet nie wanneer nie. En toe ek die televisie aansit, toe sien jy ouetjie van Suid-Afrika op die televisie. En hy sê, Jesus het aan hom verskyn, en die Here het vir hom gesê, die 23ste en die 24ste met die fees van trompette, dis 'n idioom in Israel. Dis nie iets wat Jesus weggesteek het nie. Hy het dit vir ons geopenbaar wanneer hy kom. Jy kan vir enige Jood vra, Yom Teruah, gaan saam met Yom Kippur. Dit is the day and the hour nobody knows. Dis 'n idioom. Kom ek Alright. Ons nogals baie om te sê. Okay, kom ons sê, Dani sê, onder andere, hy het hierdie visioen, hierdie belewenis, en ek kan nie sê, hy het of hy het nie die belewenis gehad nie. Het is baie moontlik dat hy wel die belewenis gehad het. En ek gaan nie eers myself kwytraak
probeer kwytraak oor wat die bron van sy belewenis is nie, want wie weet, reg? Maar ons het 'n paar vrae om te vra. En dit is hoe ons discern. So ons maak nie net 'n oordeel en dan veroordeel ons die persoon nie, maar eerder ons weeg wat ons sien en hoor met dit wat ons lees in die skrif en wat ons weet God se karakter en sy manier is. Okay? En as enigiets teenstrydig is met dit wat ons weet, wat God homself van hoe God homself aan ons openbaar deur sy skrif, dan sê ons nee vir dit. En ons aanvaar dit nie, want dit is teenstrydig met die skrif. Okay, tensy natuurlik jy nie hou aan die waarheid van die skrif nie, of die autoriteit van die skrif nie, maar goed, okay, goed. Ons gaan aan. Ek wil net noem, as jy jouself die vraag vra, Nadia, dis nou dalk maklik dat jy nou reageer, dit is die 6, wat is vandag se datum? Dis die 26ste, dis nou maklik om te reageer. Hoekom het jy nie vroeër gereageer nie? Eerlikwaar, ek het nie eers geweet van hierdie ou nie, of hierdie profesie nie, of hierdie massive online beweging van soveel duisende mense wat nou na vore gekom het met visioene en drome en ja, en brother Joshua wat ek nou vir julle gaan wys. Ek het nie geweet nie. Want toe ek nou Sondag in die kerk was, of 2 Sondae terug, ek kan nou nie tydlyn onthou nie, onlangs toe ek in die kerk sit, toe het ons pastoor 'n video gemaak waar hy die gemeente gerus stel en hulle die waarheid gee van niemand weet die uur of die dag nie. En ek het nog vir my man gekyk, ek was dis nou Sondag wat verby is, dis reg. Ek was soos, Ek was so blissfully unaware. En in 'n geval, ek het nou eintlik my eintlik nie daaraan gesteer nie. Gedog dit is wild. En toe het dit net begin in my kop maal dat maar hoorie, wat van die mense wat nou so mislei word? Wie gaan vir hulle die waarheid vertel? Wie gaan hulle troos? Wie gaan sê hierdie ou verteenwoordig nie die kerk nie? Want ons sal sien in sy video, praat hy oor hoe baie mense ten minste tot bekering gekom het. Dis nou in sy ander video, wat ek ook 'n reaksie op gaan doen, ek sal dit wys. En ek wil nie eintlik nou daarop reageer nie, maar imagine, gou vir 'n oomblik, jy's nie 'n Christen nie. En jy word so die vrees ingejaag van God se oordeel is op pad, kyk, jy gaan met turn or burn, nê? Die oordeel is op pad, draai of jy gaan braai. En jy draai, nê? En jy's oortuig, jy het 5 dae en dan gaan jy hemel toe. En dan 5, 6, 7 dae later sit jy nog op aarde. En jy dink by jouself, hierdie ou het gejok. En hy was verkeerd. Ek was mislei. Ek het die verkeerde mense vertrou. Sien, Christene is mal. Christene kan nie vertrou word nie. Christene is weird. Die kerk is vervalle. Mens kan nie die kerk vertrou nie. Nee, weet jy wat? Sorry, maar ek kan nie glo ek was vasgevang in hierdie craze nie. En hy draai om en hy loop weg van geloof af. Wie se skuld is dit? Die kerk se naam, Jesus Christus se naam is op die spel. Dis hoe ernstig dit is. As jy verklaringe maak in God se naam, dit is hoekom een van die 10 gebooie sê, do not use the Lord your God's name in vain. Verniet, dit beteken niks. En inteendeel, bring jy skande na die seun van God toe. Nee. So dit is waarmee dis hoekom ek besluit het, ek gaan iets sê. Vir wat dit werd is, as net dat ek kan voel, ek het iets gesê.
Okay, so Dani praat van het hierdie visioen, hierdie ervaring met die trompette en so aan, of hy dit gehad het en of nie, ek kan nie sê nie, ek gaan nie eens probeer sê nie. En dan sê hy so dat hy toe in sy huis ingeloop het en daar is toe 'n ouetjie op die televisieskerm. 'n Ouetjie van Suid-Afrika sê hy. Hy sê spesifiek die ouetjie van Suid-Afrika is sy woorde. Okay, en dan vertel hy hoe hierdie ouetjie van Suid-Afrika sê die wegraping, Jesus het aan hom verskyn en die wegraping gaan die 24ste en die 25 of die 23ste en die 24ste wees. Hierdie ouetjie op die TV. Nou gee Dani nie eers die naam van die ouetjie nie. Ons moet net glo in 'n ouetjie wat sê die Here het na hom toe gekom. Wie's die ouetjie? So ons kan nie eers hierdie ouetjie weeg nie in terme van sy commitment tot die waarheid nie. Wat is sy lering? Wat is die goeders wat hy uitgee na die publiek? Wie's die ouetjie? Ons het nie eers 'n naam vir hom nie. Ons weet hy's van Suid-Afrika. Nou daar is 'n ou brother Joshua en ons gaan nou kyk na net 'n snip van brother Joshua waar hy sê hy het God met sy eie oë gesien. In hierdie video sê Dani het die ouetjie van Suid-Afrika gesê dat no one knows the date or the hour is 'n idiom vir die Feast of Trumpets in die Jewish culture, Hebrew language. Okay, nou ek is nie 'n expert in Hebrew language nie, okay, maar ek kan Google. En 'n vinnige, deeglike Google, okay, nie die eerste Reddit post wat op nie. Bietjie meer in diepte search op Google, kom ek af op 'n hermeneutics website. Okay. En dit sê hierso, Matthew 34 verse 36, but about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. Of course, verwys dit nou na van Jesus op aarde, nie Jesus in die hemel nie, nê. Want hy's een met die Vader en ek gaan nou nie daarin gaan nie, maar it's become common in Messianic Jewish circles and among others who have been impacted by the Hebrew roots movement. Nou daai kan jy gaan uitcheck. Okay, the Hebrew roots movement to say that Jesus' word in Matthew 24 verse 36 are a clue that he would return on a future Rosh Hashanah. Okay, dis 7 jaar terug geskryf. The reasoning is that Rosh Hashanah is a feast whose date was unknown in the sense that it was not officially begun until the moon was sighted and the new moon declared to have arrived. So niemand het geweet wanneer die nuwe maan daar gaan wees nie. En dan dis nou waar die rumoer vandaan kom. Omdat niemand geweet het wanneer die nuwe maan gaan verskyn nie, het hulle gesê niemand knows the hour or the day nie. Okay. Maar dis nie waar nie. However, I wonder if this hasn't become sort of a Christian urban legend. There seems to be no source material for this belief. Shouldn't have the Feast of Trumpets have occurred a set number of days after the Passover? Okay, so die feeste het sekere tydlyne en alles. Die punt van die saak is, dit is nie 'n idiom nie. En net 'n bietjie navorsing kan stig of support dat dit nie 'n idiom is nie. Ek het Mike Winger, ek het 'n video van Mike Winger ook gaan kyk, 'n excellent Bible teacher, waar hy ook praat oor hierdie idiom. Mense, dis nie 'n idiom nie. Okay? En Dani moes sy huiswerk gedoen het en nie die ouetjie op TV se woord gevat het hiervoor nie. En dan in hierdie video wat ons nou gekyk het van Dani, sien ons dat hy sê, ek weet dis eers die wegraping en dan begin die verdrukking. Ek weet. Mense, daar's baie min dinge wat ons kan weet verseker
van die einde van dae. Want soos enige profesie maak dit eers perfek sin in hindsight. Want dit is die geheim van profesie, is dat dit half 'n geheimenis is. En wanneer dit gebeur en ons sien, dit was die profesie en dit het nou plaasgevind, dan sien ons God is werklik die een wat die einde van die begin af ken. Hy is werklik die een wat die einde van die begin af verklaar. So ons kan nie profesie vooruit sien nie. Ons sien profesie as ons terugkyk. So daar's baie min dinge wat ons kan sê oor profesie. Ek weet verseker. Laat my nou dink aan daai liedjie. Ek weet verseker dat Jesus leef. Dit weet ons verseker. Hoekom? Want ons kyk terug en ons sien die opstanding het gebeur. Nee, die oorwinning oor die dood het plaasgevind. Okay, dit kan ons nou verseker weet. Ons kan nie verseker weet, daar is 'n wegraping, en direk na die wegraping, gaan die verdrukking plaasvind, want die tijdlyn van eskatologie is maar baie 'n kwessie van perspektief of ontleting. Een ou sien dit so, een ou sien dit so. Dis die ding van profesie. Ons weet nie tot dit gebeur. Okay, so die oortuiging waarmee Dani na vore kom, hierdie vasbeslote oortuiging dat dit is hoe ek sê dit is, kom eintlik vir my bietjie confrontational oor. Ek hou nie daarvan nie. As 'n skolier van die skrif, hou ek van iemand wat dit oordra op 'n lering oordra. Kyk, daar's lering in ons geloof wat vas is. Ons kan nie daar strei nie. Die opstanding is een so lering. Die drie eenigheid van God is een so lering. Die maagde swangerskap en geboorte van Jesus is nog so ding. Maar dan is daar goeters waaroor ons kan verskil, soos klein doop, groot doop, doop, nie doop, free will of election, daai goeders kan ons, gawes, nie gawes, jy weet, daai goeders kan ons oor verskil binne in die liggaam. Okay. Nou, die eindtyd is een so ding waar ons kan verskil. Party sien wegraping, party sê nee, nie wegraping nie. Dit is net 'n kwessie van jou siening oor die saak, wie se lering jy gaan aan vashou. Okay, so om so oor te kom, asof dit is ononderhandelbaar en as jy nie daarmee saamstem nie, is dit omdat jou lewe nie in orde is nie, jy's nie 'n ware Christen nie, jy's nog nie gered nie, jy moet repent want jy sien nie soos ek sien nie. Daar is 'n probleem. Ons kan nooit so posisie inneem op goed wat nie absolutes is van ons geloof nie. Okay, goed, en dan het ons nou vir Brother Joshua, so kom ons kyk gou na Brother Joshua se video. God wants to rescue the Christians out of the world before what is coming comes. Why is it 2 days? Why is it the 23rd and So the 24th it's 2 days of September? because the Feast of Trumpets is celebrated over 2 days. God's judgment will leave the world unrecognizable. Before your eye blinks, in the twinkling of an eye, you will disappear. The rapture will happen with such power, like with a strong force that the earth is going to shake. So to those who are in darkness, this day will surprise them. And have you ever seen heaven? Have you been there? Have you had an encounter? Have you had a vision of heaven? I saw God with my own eyes. Right. Okay. So ek vermoed en ek kan nie 100% seker wees nie. Ek bespiegel en ek kan heeltemal verkeerd wees want Dani sê nie vir ons wie's die ouetjie op die TV nie. Maar hierdie ouetjie, hierdie Brother Joshua, as jy bietjie gaan navorsing doen en gaan kyk, en volgens Mike Winger ook, is hierdie die ouetjie wat die rapture is op pad, die wegraping is imminent, hy's op ons hakke beweging begin het, online op YouTube.
En hy sê in sy video, Brother Joshua, hy het God met sy eie oë gesien. Nou net daar, net soos die datum wat hy verklaar, waar Jesus sê, niemand ken die uur nie, okay? Stry Brother Joshua met Jesus. Hy stry met hoeveel jare sy Bybellering en kom met 'n nuwe ding wat sê, nee. Jesus het nie eintlik bedoel niemand ken die uur of die dag nie. Dis eintlik 'n idioom. Nee, okay. En dan kom hy met, ja, en ek het God eye to eye gesien. Weet jy dat Moses op die berg nie eers vir God eye to eye kon gekyk het nie? So God het vir hom gesê, ek sal net verby jou gaan, dan kan jy my rug sien. Nou wil Brother Joshua vir ons kom vertel, hy het God face to face gesien. En hy het geleef. Hy stry met die Bybel, want hier is wat John 1:18 sê. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. So weer eens vind ons net dat mense net nie vashou aan die waarheid van die skrif nie. Dit is hoekom dit so belangrik is om die skrif te ken. Want as iemand dan kom en sê, nee, ek het God face to face gesien. Nee, jy het nie. Die Bybel sê, jy kan nie. Ek dink daar's 'n skrif wat sê, no one has ever seen God and lived. As ek nou daaraan dink. Jy lewe, so, sorry, jy het nie. Okay, Moses het nie, so, hoe dink jy het? Nou kan jy sê, maar as jy Jesus gesien het, het jy God gesien. Dis reg, dis wat Jesus sê, if you've seen me, you've seen the Father. Dis reg. Maar Jesus maak dit vir ons moontlik om hom te sien. Maar die Vader kan ons nie face to face kyk en leef nie. Dis hoekom dit belangrik is om ons Bybel te ken. Okay. So kom ons kyk verder na wat sê Dani in sy oorspronklike verklaring van die wegraping. En die Here het dit gebruik. En toe ek het aansit, toe sê hy, die Here het my gesê met sy mond. Hy het nie gepraat met sy mond, sy gedagtes, maar ek het hom kom gaan kyk, ek was wakker. Toe sê Jesus vir my, ek kom my kerk al, die 23 en 24, nou moet jy onthou, ek lê daar op my bed, en ek het nou net vir God gevra, wanneer begin die verdrukking? En toe ek so opkyk, toe sê hy my, Dani, dis wanneer dit begin. Ek het so groot geskrik, en toe weet ek, nou het ek die verantwoordelikheid, en toe sê die Here vir my, gaan sê dit vir die mense, en gaan sê dit vir jou volk, gaan sê dit vir Suid-Afrika. En van daai dag, Isak, ek het nog nie 1%, nie eers 0.25% twyfel nie. Ek sê vir julle almal, ek sê vir julle dit weer in die naam van die Here Jesus. Ons gaan Jesus sien, 23-24 gaan julle die basyne oorplaas. Seker so 5 dae terug in my kamer, lê ek een hand weer so, en toe ek so opkyk, toe blaas daai basyne. Isak, dit was soos weerlig gewees. Eers 'n lang een, en toe saam met dit, toe die hemel het in my kamer oopgeskeur. En ons hardloop uit, ek en Chantal hardloop buitekant toe, en toe ons buitekom so stil, en ek hardloop hier in die kamer en daar blaas dit weer. Dan gaan dit aan. En toe wys God my goed in die gees, wat ek eintlik nie hier wil sê op die skerm nie. So verskriklik was dit. Jy wil nie hier bly nie, my boetie. En ek sê dit in liefde, ek wil nie julle bang maak nie. Maar daai arkse deur gaan nie toe gaan nie. Ek gaan toe. Slaap. Woorde gesien het nie. Maar hierdie is wild. Julle, hy sê, Dani sê, hy het nie 'n bietjie twyfel nie. En die Here sê vir hom, Dani gaan uit en gaan vertel my mense, gaan vertel die volk. Hulle gaan die 23ste en 24ste gaan ons Jesus sien. Ek sê julle dit in die naam van die Here Jesus. Ek weet nie wat 'n mens vir jouself sê as jy so stelling maak publiek in die naam van Jesus. En dis vals. En ek gaan nou nog na sy video kyk wat hy gemaak het om te sê hy is jammer. Ek is nie seker wat hy alstaan sê nie, miskien repent hy, ek weet nie. Hoop so.
Julle, ons moet so versigtig wees wat ons sê in die naam van Jesus. Waar is die vrees van die Here, wat die begin van wysheid is? Daar's soveel oversight, soveel goed wat nie reg geonderskei was om mee te begin nie. And then the cherry on the cake is, ons bring dit in die naam van Jesus, hierdie valsheid. Man, imagine om voor die Here te staan met uit oë van vuur, nee? Hy het 'n stem soos die van waters, like baie waters, druisende waters. Bruisende, ek weet nou nie. Imagine om voor hierdie God te staan en te sê, ek het valsheid verklaar in jou naam. Ja, ek het jou gebruik om vir mense te lieg. Ek het jou woorde gevat, God, en ek het leuns gemaak daarvan. Ek wil nie so voor God staan nie. Dis hoekom hy vir ons die Heilige Gees gegee het en die woord gegee het, sodat ons alles kan onderskei. Hy sê toets die Gees. Dani moes gesê het, toe die man gekom het met idiom stories, hierdie ouetjie op die TV, moes hy sy kennis van die skrif gebruik het en gesê het, nee, dis nie waar nie. Die feeste het 'n tydlyn. Niks is absoluut onbekend nie van feeste nie. En nee, niemand kan God sien en leef nie. En nee, niemand ken die dag of die uur nie, is 'n werklikheid. Niemand van ons ken dit nie. Anyway, dis ontstellend om hierdie te kyk. Maar, kom ons werk om deur. Kom ons kyk na die volgende stukkie. Oor gesels, ek wil nie die gesprek beperk nie. Wat ek wel by jou wil weet is, daar is nou baie in die verlede al datums gegee vir eindtyd van die wêreld en wegraping en. Wat maak hierdie vir jou anders? Right, wat dit vir my anders maak, en dis nie net vir my nie, dis wiskundig. Kyk, Albert Einstein het gesê, God doesn't play dice. If he did, he'd win. Verstaan jy? God speel nie dice nie. As hy het, sou hy gewen het, want ek weet presies wat die outcome is. Maar, ek gaan vir julle kom ek sê vir jou gou een keer. Toe ek nou hier, ek het verskriklik baie gebid in die laaste tyd, regtig, Isak, ek het so voor God gelê, want dit is 'n verskriklike ding. Jy moet onthou, ek het my hele loopbaan, my wese, my reputasie, my arme kinders, my vrou, almal van hulle is in hierdie ding saam met my om dit te dra, en dit is nie maklik nie. Alles wat ek het ek opgegee om vir die Here te staan. En die eerste ding wat ek wil sê is, hoekom kan dit nie vir iemand vir 'n ander tyd wees as vir ons nie? Toe ek in die kamer lê, eendag uit voor die Here en ek vra vir God, Here, praat net met my, gee net vir my weer iets. Toe sê die Here vir my, Dani, waar staan die fees van trompette die eerste keer? En ek weet, dit staan in Levitikus. En ek sê, Here, dit staan in Levitikus. En hy sê vir my, in watter hoofstuk? Ek sê, Here, dit staan in Levitikus 23. Hy sê vir my, vers hoeveel? Ek sê, Here, ek maak toe die Bybel oop en ek gaan na 23 toe. Jy kan kyk in my Bybel. Kyk, daar is wat het ek geskryf. Nee, want dit staan in vers, daar staan rapture, be ready. En sê jy daai skrif, is vers 24. Dis waar dit die eerste keer staan. Nou luister hierop. Hoeveel lettertjies het Levitikus? Nee, ja, Dani. Kom ek help jou. Levitikus het 9 letters. En waar staan dit geskryf? Hoofstuk 23, vers hoeveel? 24. Wanneer kom die Here ons haal? 9, 23, 24. Sien jy, waar staan dit in die Bybel? Duisende jare terug geskryf. Right. Kom ons gaan aan. Julle, my nek is verskriklik seer.
Isak vra vir hom 'n baie goeie vraag. Hy sê, daar's nou al so baie mense wat gesê het, dis die datum. Hoekom is dit hoekom is dit anders met jou? Hoekom is jy nie net nog een van daai ouens nie, met ander woorde is wat hy wil weet nie. Hoe weet ons jy die ware datum en al hierdie ouens was almal obviously verkeerd, so hoe weet ons jy het dit reg? Is Isak se vraag basies. Nou Dani antwoord nie die vraag nie. Hy gee informasie wat nie die vraag antwoord nie. Nie direk die vraag antwoord nie. Hy indirek probeer hy seker die vraag antwoord, maar daar's nie 'n antwoord daarin nie. Hoekom is jou antwoord reg, Dani? En wat hy sê is, wel, dit is vir my, maar dis ook nie net ek nie, ek meen dit is wiskundig, sê hy. So hy sê, sy antwoord is reg, want dit is gegrond in wiskunde. Deur dit te sê, moet jy weet waarin elke ander voorspelling gegrond was. My antwoord is waar, want myne is gegrond in wiskunde. En ek het baie ure gebid, en ek het my reputasie op die spel, en my familie is in dit saam met my. Okay, is dit hoekom jou antwoord, hoekom jou voorspelling waar is? Wat van al die ouens, het hulle nie ook hulle reputasie op die spel gesit nie? Miskien het hulle ook mense wat deel was van hulle geloofsoortuiging, wat sy reputasie saam met hulle op die spel was, soos hy nou sê sy familiesin is. Miskien het hulle ook ure in gebed spandeer. Miskien het hulle ook sommetjies gedoen met Bybelversies en nommertjies en goed. Jy weet nie. Dit antwoord nie die vraag nie. Maar goed, ek sukkel om enigiets te vertrou wat begin met, en toe sê die Here vir my, want ons praat oor 'n geval waar hy sê die Here het gesê waar die Here nooit gesê het nie. Hy sê die Here het gesê die wegraping gaan nou gebeur, dit gaan op die 23ste en die 24ste gebeur, definitief onbetwyfeld, né? Dis wat hy sê die Here het gesê, en hy sê die Here het gesê, gaan uit en gaan vertel vir almal. Maar die Here het niks van die goed gesê nie, want dit was nie waar nie. So nou, wat ons moet net vir mekaar sê, is ons kan niks vertrou wat begin met, die Here het gesê nie. Okay, nee Dani, jy sê. Die Here het nie gesê nie. Jy sê. Maar kom ons kyk verder. In so 'n moeilike situasie, nê. Want jy het so beautiful mind en beautiful heart, dat dit vir my baie erg is om jy te moet probeer weer lê. Jy net so net met soveel oortuiging wat jy nou doen. Ek is so lief vir jou, Isak. Ek is so lief vir hierdie land. Ek het geen stok in my hand nie. Ek huil meer as wat jy huil vir hierdie land. Wat van die feit dat ek het nou so 'n bietjie teologiese kennis. Het jy met jou somme wat jy nou maak oor Levitikus en so aan, die bietjie wat ek nou van die Bybel nog kan onthou, die ou sondige bril, is dat ek weet Levitikus, en dit wat in Levitikus geskryf is oorspronklik mos Hebreëus was, en was nou nie verse en sulke goeders nie. Nou maak jy jou somme op Afrikaanse tekste en indelings. Jy seker dit verander nie die som nie. Nee, verseker nie. Verseker nie. Grieks, Hebreëus, Tswana, Sotho, Engels, Xhosa. Ek wil vir jou iets anders sê wat fantasties wonderlik is. François Venter was my boesempel gewees. Ek het altyd die mannekampe saam met François gedoen. Hy het vlot Hebreëus gepraat. Hy het in Israel gebly. Hy was die enigste nie-Israelie wat toegelaat was in die Mossad. François Venter. En hy het eendag vir my gesê, hy het gesê, Dani, ons besef nie hoe bevoorreg is ons om hierdie ou vertaling Bybel van ons te hê nie. Hy sê dis die mees korrekste vertaling op die aarde. Maar jy moet onthou, dit het niks met die vertaling te doen nie. Hierdie is wiskunde. Ek kry
vir Isak so jammer. Ek verstaan nie eintlik waar sy emosie vandaan kom nie. Hy sê dis omdat hy vir Dani lief is, omdat hy hom omgee en dis vir moeilik om hom te moet teenstaan. Jy weet, want hy moet hom nou obviously ontleed en so aan of hom challenge, dis die program se doel. En hy wil nie. Dis nie vir hom 'n lekker ervaring om dit te moet doen nie, want Dani het so mooi hart. En hy praat met soveel oortuiging en soveel passie, dat dit vir hom moeilik is. Dis 'n moeilike belewenis wat Isak daar het. En dan ewe sê Dani, ek's lief vir jou, Isak. En dan sê hy, en Isak vra hierdie verskriklike goeie vraag. Uitstekende teologiese vraag. Wel dan man. Hy sê die bietjie teologie wat hy kan onthou. Weet nie of hy teologie geswat nie. Maar hy is so nederig oor homself. En hy kom nederig na Dani toe en hy sê, maar weet jy wat, ek het daar nog so 'n bietjie teologie agter my agterkop en jy weet my sondige brille. Isak, ons het almal sonde. Ons kan nie kyk sonder die lens van sonde voor ons oë nie. Dis onmoontlik. Net Jesus is sonder sonde. Né? Maar in Jesus is ons, ek weet jy weet dit, maar ek wil net dit sê, maar goed, maar Isak is so nederig. En dan sê hy, dink jy nie dit maak, hy vra die wonderlike ding, hy sê, Dani, dink jy nie dit maak 'n verskil, dat in die oorspronklike Hebreëse vertalings was daar nie nommertjies nie? Nee, sê Dani, hy dink nie dit maak 'n verskil nie. Nou ek weet nie hoe jy kan dink dit maak nie 'n verskil nie. Jy sit met wiskunde wat nie in die oorspronklike vertalings was nie. En dan ewe skielik is ons ou vertaling ook die mees akkuraatste vertaling volgens Dani. Wat? Okay, Afrikaans is nie eers 'n ou taal nie. Ons het nie eers die woorde vir al die Hebreëse woorde wat bestaan nie in ons taal se raamwerk nie. En dit is hoekom daar vertalings is van Bybels. Want soos ons groei in ons kennis en ontdekkings van nuwe skrifte en goed in die archaeology, soos ons nuwe papyrus en al daai goeders ontdek, kom ons agter, ons leer meer. Gaan kyk na Wes Half se goed, hy gee baie goeie lering oor hoe ons op vertalings afkom, maar hier's die punt, van ons beste vertalings is eintlik nie woord vir woord vertalings nie, maar konsep vir konsep, gedagte vir gedagte vertalings. Nou waar kom ons aan die feit dat Afrikaans, die ou Afrikaans, wat is dit, die 83 of die 52, ek weet nie eers nie, want ek lees nie Afrikaanse Bybels nie, vir geen ander rede as omdat ek in Engels opgevoed is nie. Ek dink die 53 vertaling of so iets. Ek weet nie wat is die ou vertaling waarna Dani verwys nie. Maar is nou glo die mees akkuraatste vertaling. Ek meen nou, hy sê net goed wat ongegrond is. Net omdat dit goed klink. Hy's 'n goeie storieverteller, ek sal dit sê. Hy's 'n goeie storieverteller. Ja. En dit ontstel my die feit dat hulle bereid is om so hard met jou te praat en die goed te sê wat hulle sê, maar ek wil by jou hoor, hoekom verskil hierdie ouens wat self mooi harte het, soos wat jy? Jy is so 'n frieke mooi mens, nê? En hulle is net sulke mooi mense en hier staan julle teenoor mekaar en julle verskil so grinterig. Ja.
Isak, kan ek vir jou iets in 'n groot liefde sê? Ek is verskriklik lief vir hulle. Ek het geen pyn in my hart oor hulle nie. Ek is vir hulle so lief. Ek bid vir Rooies, ek bid vir hulle elke dag. Chantal is my getuie hoe ek voor God vir hulle intree. Maar jy weet, 'n profeet se woord word geken of dit uitkom of nie. Weet jy, dis 5 dae, 5 dagies wag. En dat hulle gaan sien wat gebeur. En daarna, Isak, sal ek sal voor die hele wêreld, ek sal kom lê dat hulle op my spring. Maar ek sê vir jou in die naam van die Here Jesus. 23 en 24 gaan die hemels ons. En Isak, God het my gesê, hulle dink net 'n trompet wat gaan blaas. En die Here sê vir my, ek gaan hierdie aarde tref met 'n skrikwekkende geweld. Jy's reg, Dani. 'n Profeet sal geken word aan sy woorde. En jou woorde was vals. So, wat noem mens 'n profeet wat nie die waarheid praat nie? Jy sien, dis die probleem, is dat Dani in sy oortuigings has thrown all caution to the wind. Daar's geen, ek kan verkeerd wees, daar's 'n moontlikheid. Daar's geen nederigheid nie. En ek wil julle vat eintlik na 'n skrif toe, dis in Acts 8. Ek wil vir ons dit lees. Nou. Okay. Acts 8. Now for some time a man, ek lees uit die NIV nou, sometime a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great. So hy hou van aandag en power. Nee, hy wil aansien hê. And all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed, "This man is rightly called the great power of God." You see, I like amazing. Hulle het nog nie die lig van God gesien nie. Okay, dan kom Petrus, Philip, but when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Simon himself believed and was baptized. Dis nou die sorcerer. And he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. Okay? He wasn't just after Jesus, he was after signs and miracles. Okay? When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. So hier kom die heavyweights nou, nee? Philip was ook seker 'n heavyweight. Hy's ook 'n disciple. Okay, when they arrived, they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit, because the Holy Spirit had not yet come on any of them. They had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands on them. They received the Holy Spirit. When Simon the sorcerer saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, he offered them money and said, "Give me also this ability, so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." And Peter answered, "May your money perish with you, because you thought you could buy the gift of God with money. You have no part or share in this ministry." Onthou, dis nou dieselfde wat nou net gedoop was. En nou sê Pieter vir hom, "Hey, mag jy en jou geld verdwyn. Okay, jy het nie 'n deel in hierdie bediening nie. Want, because your heart is not right before God." Verse 22, "Repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that he might forgive you for having such a thought in your heart. For I see that you are full of bitterness and a captive to sin." Jy sien, ons kan nie sê in die kerk, ons mag nie 'n gelowige correct nie. Okay? Dis ons werk om correction te bring.
correction wat in lyn is met die woord van die Here. So, in Dani se geval, hy is heeltemal te arrogant in 'n way oor sy standpunt. En dit het hom gekos. Maar die feit is nie dat die ding is nie dat dit hom gekos het nie, dis die ding dat dit ander mense gekos het wat geglo het, omdat hy so pridefully 'n leuen verkondig het. Hy was glad nie cautious nie. Glad nie reverence gehad vir die woord van die Here nie. Hy het carelessly met mense se geloof te werke gegaan. En dit is die probleem. Daar is die kern van die probleem. Van valse profete. Dit gebeur. Ons sien dit oor die hele wêreld. Sit YouTube aan, dan kyk jy hoeveel drome is daar. God praat in hoofletters. Ek wil gou vir jou laaste ding vra, of net jou vra. As weet Charlie Kirk, nee, jy weet mos nou wat met hom gebeur het. Hoe laat het hy in Amerika geskiet? Ek dink dis omtrent 12:11 die oggend. As ek nou reg onthou, dit is nou nie van relevant nie. Hoe laat is Charlie Kirk in Israel geskiet? Kom ek sê vir jou. 9:23. Dit word te veel. Dis te overwhelming. Jy kan nie meer teen dit stry nie. En dan vat hy dit verder. Dan sê hy, hoe laat is Charlie Kirk geskiet? Nee, dis nie regtig relevant nie. Hoe laat is Charlie in Israel geskiet? En dan gee die tyd, 9:23. 9de maand, die 23ste is wat hy insinueer. Asof die tyd waarop Charlie Kirk geskiet is, vermoor is, somehow connected is aan sy verstaan van die ouetjie op die TV se aankondiging oor die datum waarop Jesus gaan terugkom. Jy sien, Dani het 'n belewenis gehad in die gees, hy het trompette gehoor, bassyne en shofars. En dis een ding. Toe sien hy die ouetjie op die TV, en toe hak hy aan daai vals profeet vas. En sê, ja, dit moet daai datum wees. En toe doen hy allerhande somme op sy eie, en kom tot conclusions. En al wat hy sê is, die Here het gesê, nie Dani sê nie, die Here het gesê, en dit is die probleem. En dit is die skade. Wanneer ons sê, die Here het gesê, maar dan die Here nooit gesê nie, maar ek sê. En wat ook gebeur is, ons over-spiritualize alles, en ons sien dit, die tyd wat Charlie doodgeskiet is. Dit het nou ook, hy sê dis te veel, dit raak te veel. Al hierdie bewyse, dit raak net te veel. Dit is die gevaar van om YouTube prophets te volg, TV prophets te volg, nie jou Bybel, die autoriteit te gee wat het verdien in jou lewe nie. As Jesus sê, niemand ken die dag of die uur nie, dan ken niemand die dag of die uur nie, nie eers die engele nie. En dan over-spiritualize ons elke ervaringkie daarna. Die blaartjies wat ritsel, nee, dit is nou die Here wat sê, maak gereed, daar gaan shivers in die aarde kom. Of, hierdie tyd is die ou vermoor. Sien, die Here sê, Charlie is daai tyd vermoor, want dit is die datum. Mens kan nie so deur die lewe gaan nie. Dis nie 'n gesonde geestelikheid om te handhaaf nie. Want dit is wat gaan gebeur. Dit gaan jou down all sorts of crazy paths lead. Die woord van die Here sê, vat elke gedagte gevangenis en submit dit onder die woord van die Here. Ons kan nie net elke gedagte volg tot op sy uitpunt nie. Tot op sy voltooide, ek weet nie, tot op sy conclusion nie. Dit is gevaarlik. Maar dan eindig jy op met sulke goeters. It's te overwhelming. Jy kan nie meer teen dit stry nie. Dit word te veel. En ek sê vir jou, Isak, ons gaan Jesus, so waar as wat God lewe,
julle gaan hom sien. Maak jou lewe net reg. Dis al wat Sê ek die sê. Bybel nie ook Sy voorspelling rus op grond van God se bestaan. Okay? Want hy sê, so waar as wat God lewe gaan ons Jesus op die 23ste September sien. Dis sy woorde. Gaan kyk dit maar weer. Met ander woorde wat hy sê is, so waar as wat dit is dat God leef, net so waar is dit dat ons Jesus op die 23ste September gaan sien. Nou as 'n ateïs hierna luister, gaan hy lag. Want dan gaan hy sê, okay, so ons het nie Jesus op die 23ste gesien nie. So God leef nie. Point in case, jy het dit nou net gesê, Christen. Ons maak dit baie maklik om van die kerk 'n bespotting te maak as ons sulke goeters doen. Ek weet nie, hierdie is ontstellend. En is ontstellend want ek het die waarheid lief. Ek is lief vir Jesus. Ek kan presies dieselfde foute maak as Dani. So ek bedoel nie om onnodig hard te wees nie. Ek kan dit ook mis. Ek kan ook verkeerd wees. Die probleem is nie dat hy verkeerd is nie. Die probleem is nie dat hy dit mis nie. Die probleem is dat hy goeie sê so waar as wat God leef, so waar is dit wat ek nou vir jou sê, dan is dit nie waar nie. Die probleem is dat hy sê die Here het gesê, maar die Here het nie gesê nie, so hy maak van die Here 'n leienaar. Die probleem is dat hy goeders kwytraak wat dood eenvoudig ongegrond is, soos die wiskunde. Wat 'n wiskunde? Net om sy punt te staf. Nee man. So, die ander probleem is, dat hy geestelik in 'n gevaarlike twisting of truth vasgevang is. Hy's in 'n delusion vasgevang. En hierdie dangerous spiritual, ekskuus, ek kyk net na my notas. Delusions veroorsaak net nog delusion onder almal wat na hom luister en hom glo. So dis nie asof hy hierdie delusions het en dan met dit sit in sy eie hart en daarmee weet stoei en daardeur werk nie. Maar eerder wat hy doen is hy propagate dit. Hy verkondig dit op loudspeakers. And so the deceived is causing others to be also deceived. He's becoming the deceiver. The deceived is the deceiver in sy geval. Hy's nie net self deceive nie, maar hy's actively besig om ander te deceive. Omdat hy waarheid grond in experience, in over-spiritualization, hyper-spiritualization. En eintlik, in plaas van dat dit die Heilige Gees is wat hom lei, is dit sy eie begeertes wat hom lei. Sy eie inclinations wat hom lei. En hy stel dit voor as die Gees van die Here wat hom lei. Want hy is deceived. Hy is nie 'n voorbeeld van geloof in Jesus Christus nie. Hy is 'n voorbeeld van geloof in gevaar. Hy is 'n voorbeeld van hierso skryf ek serious spiritual deception. Dis waarvan hy 'n voorbeeld is. Hier kan ons nou sien hoe lyk dit en hoe gebeur dit dat iemand vasgevang word in deception. Hy is die resep. Hy gee vir ons die resep. Ons kan dit sien in sy getuienis.
En dan is die ergste ding, is dat hy hierdie deception voorstel in Jesus se naam. In God se naam. En dit is die probleem. Dit is die gevaar. Dit is die krisis. Nou goed, ek het gesê ek gaan 'n paar mense of 'n ander persoon se goedjies insluit, se kommentaar en so meer. So hier is 'n paar clips, 'n compilation of clips, samestelling van snippets. Ek voel so simpel oor my Afrikaans, en my Engels wat ek so meng is, dis eintlik baie sleg. So met ek Afrikaans praat, maar ek dink in Engels, dis moeilik, maar goed, okay. So hier is 'n samevatting van 'n klomp clips wat ek gekry het van verskillende gesprekke waar Dani betrokke is, net om te wys hoe arrogant en trots dit eintlik is, wat hier gebeur het. En dit is belangrik dat ons dit sien, collectively, dat ons die oversight het, om te kan sien wat werklik hierso gebeur het. En as jy dan die apology video gaan kyk, waar ek reageer op dit, en ook sy eie video's, waar dit oral gelaai is, hoop ek dat jy gaan sien in die lig van dit wat ek vir julle wys in hierdie video, dat die apology it's even worse. Maar ja, hier is nou die klomp samevattings van 'n paar plekke waar Dani gepraat. My friend, there is no other way. Jesus is coming. Just like he said, I want you to really think for a moment as you watch this. Look at how confident and joyful and happy this dude is. It's magnetic. It's just the way he talks. You're like, dude, I like this guy. I want to hang out with this guy. He's so joyful. It's contagious. Totally deceived. Self-deceived. Intentionally self-deceived. You'll hear it in his own words. 3:24. He will show up for us even in the last second. The Lord is surely coming. I'm telling you that. I know it. I don't think so. I don't hope so. I don't see so or something. I am telling you, he is coming for sure. Since I got the revelation and when Joshua said, oh, this is so sad. This is so sad what you're about to hear. 23:24, and the explosion in my spirit, and when I knew it was true, Jesus is really, really coming. And when Joshua said, 100% doesn't do it for me, 4 billion%. That explodes in my spirit. And ever since that day, I don't allow people around me, even my closest friends, my wife, to take a little gap to say, well, if the Lord doesn't come, or maybe if the Lord choose not to come. Now, he feels that he senses the Holy Spirit. He obviously doesn't. He's just excited, and he thought that was the Lord. If anybody says that, you cannot believe how it hurts my ears, because it's not hurting my flesh, it's hurting my spirit. It's not hurting your spirit, you're just being weird. Because Jesus can't lie. If he tells Joshua face to face, I'm coming. And I could see it in the spirit when I looked at him on the television screen. Even if it wasn't a television screen, I saw it in the spirit, and the Holy Spirit confirmed it. He said, it's from me. It's true. And I knew the tribulation is starting and the rapture just before that. One thing I've learned as I've looked into a lot of false prophets and fake stuff over the years, you just can't take people's sincerity or apparent sincerity as evidence. From that day, I don't allow anybody to speak anything negative about the coming of the Lord. Doesn't matter how sinister it is or how small it is. No negativity. The Lord is coming because he said he's coming, and he is coming. I know this sounds like faith to some. All I see is pride. Why do I say that? Because faith is about faith in God's word, faith in Jesus. Pride is, I
am so convinced of my personal discernment of the Holy Spirit, my excitement level confirming to me that I think God is speaking to me, that I will not listen to anybody. I don't care if it is my most trusted, God-loving, biblically grounded friend who says, can I show you in the scripture where I think you've gotten this wrong? I won't even listen. That's pride. That is arrogance. And you pay for it. Pride comes before a fall, and this is a big fall. Sien dit in die gees. Ek het 'n rukkie terug, het ek die basyne in my kamer gehoor blaas. Ek hoor dit aan die ander kant, klaar. It's true, I'm telling you. Asseblief, neem my ernstig op. Glo dit wat ek vir julle wil sê. Ek wil hier uit Genesis 7 vir julle lees. Na mense toe oor die hele wêreld. Dit is, ek eer God vir dit wat gebeur het. En dan wil ek baie graag, wil ek vir net vandag met my boeties praat. En ek wil net verskriklik graag met Royes praat. Royes, ek is nie jou vyand nie. Ek het jou baie lief. Ek eer God vir die werk wat jy doen. Ek eer God vir al die mense wat jy gebring het na Jesus toe. Dis 'n moeilike werk wat jy doen. En daar's baie min mense wat dit sal doen wat jy doen. Ek eer jou daarvoor, in die naam van Jesus. Maar ek vra vir jou baie mooi, moet asseblief nie meer teen my praat nie. Wag net tot die 26ste. Ek sal kom lê dat jy my skop. Maar moenie meer, stop dit nou. Dis die werk van die duiwel daai, om teen boeties te praat. Los dit. Die Bybel sê in Jakobus 5:6, moenie teen mekaar sug nie, moenie teen mekaar praat nie, dat julle nie in 'n oordeel kom nie. En dan, professor Hannes, asseblief, ek het jou niks gemaak nie, en jy het my niks gemaak nie. Omdat ek nie glo wat jy sê nie, jy glo ook nie wat ek sê nie. Moenie meer langer teen my hierdie goed te doen nie, en ek vra jou baie mooi, moenie my naam gebruik. Eerste, Dani Botha, leens, moenie dit meer doen nie. Sit jou eie naam daar. Hannes Redlinghuis, Dani Botha praat leens. Moenie my naam eerste wees dit nie. Asseblief, ek smeek jou, ek is lief vir jou, en ek seën jou in die naam van Jesus, met die werk wat jy doen vir die Here. Dis wat ek wil sê. Kom ons wees lief vir mekaar. Johannes 13:35, hierdan sal die wêreld weet, dat julle my disippels is, as julle mekaar Ek is totaal al uitgebrek. Ek het al ontstellende video's gekyk oor mense wat nonsens kwytraak, maar hierdie was een van daai wat ek regtig ontstel geraak het. En ek dink die grootste rede hoekom ek ontstel raak is omdat Jesus se naam in gedrang gebring word. Die kerk se naam gat gemaak word. En ek hou nie daarvan nie. Veral in 'n tyd soos vandag waar ons moet uitgaan en mense het lig nodig en hoop nodig. Hulle het die evangelie nodig. En hulle het nie nodig vir ons om net nonsens te praat nie. En dit nog ewe arrogant ook, jy weet, ewe confident. Dit voel vir my arrogant, want dit voel net nie vir my, daar's plek om te verskil met hom nie. Want, soos hy gesê het, in die heel begin van sy gesprek, as jy met my verskil, is dit omdat jou lewe nie reg is nie. En nou het ek die ongelukkige voorreg om die na die tyd video te gaan kyk. Ek sien nogals uit daarna te hoor. En te sien wat hy sê, nou dat hy nog hier is. Wat vir my interessant was, so na by die einde, dan vra Isak hierdie baie besonderse vraag. Hy sê vir hom, jy het shows wat geboek is vir volgende week. En dan maak hy nooit sy vraag klaar nie, maar ek vermoed hy wou sê, gaan jy daai geld terugbetaal? Dit sou nou nogals nice gewees het, nee. As jy regtig geglo het, jy gaan nie volgende week donderdag hier wees nie, so almal wat met hulle geldjie betaal het vir jou show, ag refund hulle maar, dis maar net 'n kwessie van integriteit, want jy weet mos nou, jy gaan nie opdaag vir die show nie. Ek wonder of hy het. Dis maar net 'n vraag. Okay, kom ons gaan kyk die na die tyd video.